Gegooi het. Ek is 'n baie nice mens en rustig, maar ek sou vuiste gegooi het as hierdie twee mense by enige ander mens kom kuier het op lig, as dit nou nie vir my was nie. Ampie en Tuin is in die ateljee saam met my vanaand. Hoe gaan dit julle? Lekker en jy? Baie lekker. Ag, welkom. Ek's jammer die reën het nou saamgekom, maar ek voel dit skep 'n vibe. Ek love hierheen. Dit is mos altyd die lekkerste ding om te hê. Nou, voordat ons bietjie gesels, nuwe musiek, duo saam, alles is dit, gaan ons bietjie, omdat nou die eerste keer is dat julle saam met my by Alt Focus kuier. Nou, ons sit die hoof fokus op albei van julle. Dis lekker. Ampie, is jy gereed, jy nervous? Baie nervous. Okay, nee, jy moet wees. Want jy's nog nie in hierdie industrie. Ek hoor jou. Nee, ek stres my dood. Ja, Ampie het gehuil hier voordat ons nou ingekom het. Toe Troose kom en nou is alles okay. Okay, Ja. asai, dankie. Dankie dat jy hom so bystaan. Ek's 'n nice mens. Jy's 'n regtig nice mens. Nou, kom ons praat 'n bietjie oor hoe die lewe en die musiekindustrie julle hanteer hierdie laaste rukkie. Ek dink dis ups and downs, dis lekker in en uit, dis leer daarvan. So Tuin, kom ons praat bietjie oor jou ervaring sover met hierdie crazy wêreld van kreatiwiteit. Dis great. Ek love dit. Die einde. Ja, punt. Dis al wat ek te sê, dis great. Nee, ek dink dit is vir my baie lekker. Vir my is dit 'n storie van ek's terug. Ek was vir 'n lang tyd bietjie AWOL en van die scene af. En is baie lekker om terug te wees en is baie lekker om te begin saam met 'n kunstenaar soos Ampie. Hy's 'n great mentor vir my in hierdie eerste stappe om terug te kom. Ek dink is amper wat enige kunstenaar moet doen, hulle moet hande vat met 'n goeie kunstenaar, maar ek dink nie alle kunstenaars het soveel tyd en goed wat hulle sal wil gee vir ander kunstenaars in die industrie nie. So ek dink ek's lucky. 100%. Ek dink dit gaan alles oor daai willingness en ook van, ek dink mense is baie keer toe wanneer dit kom by die deel van hierdie industrie en Ampie, ek dink it's amazing want enige iemand as jy nou na party van die groot name toe stap en jy sê van luister, hoe maak mense dit? Sê jy moet maar jou brood verdien, hoor. Jy moet skool toe gaan en klas loop en is van baie dankie vir 0 raad. Ja. Daar's niks van hom gekom het nie. Nee, ek hoor jou. Nee, ek voel net mens moet teruggee in die lewe en jy weet, toe sy aanvanklik, ek weet nie, mense ken nie die storie hoe ons by mekaar uitgekom het nie, maar sy het ingeskryf vir 'n ATKV skryf dit kompetisie en Afrikaans is mos nou 100 hierdie jaar. En toe ek het haar liedjie gekies op die einde van die dag. En dit is maar hoe ons verhouding begin het en toe hierdie liedjie moes toe nou eintlik volgens die kompetisie myne word en ek het net gevoel, jy weet, toe sy my die storie vertel het, toe dink ek net dis glad nie 'n ding wat ek op my eie gaan sing nie, want is haar liedjie en is 'n storie oor 'n vriend van haar wat sy julle meer kan vertel as sy lus is, maar dis hoe dit aanvanklik begin het. En soos die tydperk aangegaan het, my pa was 'n ginekoloog gewees. En toe kom ek en sy agter, toe het ek haar pa ontmoet en toe sê haar pa, jy weet jy dat jou pa vir Tuin in die lewe gebring het. Jy weet, so alles het net eintlik op so snaakse manier na my toe gekom dat ek net gevoel het, maar ek moet haar help want jy weet dit is te toevallig al die sekere goed wat gebeur het. En as die mense weet in die eerste skryf het kompetisie, daar was liedjies wat aan my geallokeer was en een van die liedjies is onttrek. En ek weet ook nie hoekom nie en hulle het vir my gesê gaan terug na die ander liedjies toe en gaan kies vir jou enige van daai liedjies en die eerste liedjie wat ek geluister het van daai klomp liedjies wat deur 'n keuringspaneel was. Hulle het eintlik liedjies geplaas wat pas by Ampie, wat pas by Spoegwolf, Dani, jy weet daai tipe van ding. En ek het al liedjie toevallig gekies en ek kon nie glo dat daai liedjie deur die krake ergens het iemand daai liedjie deur die krake laat val en uit by my uitgekom. En dis hoe ek en sy by mekaar uitgekom het. So dis eintlik 'n ongelooflike storie. Dis 'n vol sirkel oomblik van hoe 'n mens eintlik so soos jy sê parallel teenoor mekaar lewe, but you never actually know, totdat dit net daai een oomblik in tyd is wat alles net so mooi by mekaar bring. So wanneer dit kom en ek wil graag vra wanneer dit kom by musiek vir jou, jy het ook jou eie woorde, jy eie ervarings waaroor jy skryf en waar jy sing. Hoe kry jy dit reg en wat se mindset gaan jy in om jouself in te leef in iemand anders se woorde in? Ja, ek dink nie dit is haar liedjie was eintlik so perfek geweest. Ek het nie veel aan hom verander nie. Jy weet so, maar as jy nou oor die algemeen vra,
ek het mense dink altyd, jy weet, hulle vra altyd vir my, maar waar kry jy jou inspirasie vandaan? En ek dink glad nie so. Ek het ander besighede en goed wat ek ook doen buite musiek en daar's nie vir my 'n ding soos ek moet wag tot ek geïnspireerd voel nie, want as ek moet wag tot ek geïnspireerd voel, gaan ek nooit skryf nie, want dan gaan ek golf speel. Okay. Verstaan, so dis vir my eerder 'n ding van dis hoe Tuin lyk, dit is wat sy wil doen, hier is hoe haar liedjie klink en werk daarmee. Jy weet, so ek wag nie ooit vir inspirasie nie, want ek weet nie eens eintlik wat dit beteken nie, want as jy moet skryf, obviously moet jy 'n konsep hê. Yes. En jy moet dink, okay, ek wil nou, dit raak nou Desember en ek wil nou 'n bietjie meer 'n opwindende liedjie vir die partytjie ganger vir Desember. Jy weet, dan gaan ek uit met die oogpunt van, okay, ons moet nou 'n up-tempo tipe van 'n lekker crowd pleaser skryf. En dan sal ek dit skryf. So ja, dit is ek weet dis nie wat mense noodwendig wil hoor nie, want dit moet bestou 'n mooi storie en inspirasie en goed, maar dis die realiteit. Yes. En ek het eintlik die ander ou wat ook soos ek redeneer, Johan Foster, wat ook 100 jaar al in die industrie is en van die beste skrywers is wat ooit in Suid-Afrika liedjies geskryf het. Hy het ook al gesê as hy moet wag vir inspirasie, gaan sy kinders nie kos op die tafel hê nie. Gaan dit nooit gebeur nie. Almal werk en almal doen eintlik maar dieselfde ding, of jy nou sing of jy nou korporatief is, as jy moet werk, moet jy werk. Jy kan nie wag vir inspirasie om jou werk te doen nie. Verstaan? So ja, dis maar hoe ek dit sien. Dit is lekker om dit te sien, want dit is regtig daai ding soos van baie mense dink maar net dit bly die kreatiewe wêreld en ons is konstant kreatief en ons dink uit die boks uit en that's what we want 100%, maar baie kere moet ons maar net ook besef dat dit is jy is net verskriklik talentvol om woorde op papier te sit. Ek kan nie. Ek het 4 ure laas geworry wat ry met brood. Noot, Ampie. Dit is wat met dit ry. Of groot. Dis mos hoekom groot FM. Hoe kan jy dit mis? Ja, stoot is ook 'n goeie opsie. Ek gaan myself gou uit hierdie gesprek uitstoot. Dit was so duidelik moet nie my inskryf vir enige kompetisies. Die Tuin help my bietjie so uit want dit is verskriklik. Wanneer dit kom by jou en dit is nie net die inspirasie nie, maar die woorde. Ek dink dis meer waarop 'n mens ook moet fokus is soos van weer eens, ek's nou 'n noot want hierdie is 'n verskriklike ding vir my om net partykeer as iemand my vra wat's fout, kan nie die woorde kry nie. Dan kom jy en dan vertel jy vir my presies hoe ek voel sonder dat jy myself ken. How? Wow. Ek skryf ek wil net eers begin met dit. Ek het al so probeer skryf soos wat Ampie skryf. Dis 'n ander tipe kuns. So toe sê ek vir myself ek skryf nou 'n Afrikaanse hitsong. Dan sit ek met my gitaar en dan sê ek so okay, ek is ook 'n brood. Ons is almal 'n noot. As ek nou weer so probeer skryf sukkel ek, maar ek dink my styl kom meer uit ek skryf wel uit ervarings uit. Ek dink waarop ek nou is die laaste ruk is ek probeer verskriklik eerlik wees in hoe ek voel op daai spesifieke oomblik. Partykeer probeer ons die antwoorde inskryf. Yes. En ek wil nie die antwoorde inskryf nie, ek wil die waarheid skryf oor hoe ek voel op daai spesifieke oomblik. En as jy lank genoeg gaan stil sit en kan jou mind stil maak, dink ek op 'n stadium gaan jy op die regte woorde afkom. Jy moet dit dalk try. Dalk moet jy stil sit net. Ja, maar daaraan te sluit. Ek wil ook nie belaglik klink as ek sê, jy weet, soos wat sy nou sê, ek moet natuurlik oor ervarings skryf. En dis waar die liedjie Sugar Mommy vandaan kom. Jy sien of Plain Jane. Nee, so daar's definitief 'n konsep. So ek sal rondloop. Kom ons sê byvoorbeeld ek en jy praat nou hier by mekaar en iets trigger my van groot, soos wat jy nou gesê het. Dan sal ek net dit neerskryf en daai woord sal ek hou om te dink, ek hou van daai woord. Kyk later as jy iets moet skryf of dit dalk inpas. Jy weet daai tipe van ding. Maar ek het ook al vir my seentjie en ek het ook al vir my ma of my vrou of wat liedjies geskryf. So dis ook nie net dat ek sê ek skryf eintlik net om dit vir jou so te stel. Ek skryf net as ek moet skryf. Okay. En jy weet en is gewoonlik as ek nie lekker voel nie,
wat ek my gitaar wil optel, want as ek lekker voel, as ek op die golfbaan, of ek is by pelle, of wat ook al die storie is. Dis jou uitlaatklep? Ja, so, ek skryf eintlik net as ek emosioneel bietjie weird voel, maar ek is nie eintlik so, emosioneel, dis hoekom ek sê, ek kan nie wag vir inspirasie nie. Nee. As dit Desember kom en ek weet ek moet skryf, dan moet ek dit doen. Yes. Jy weet, maar ek het 'n paar konsepte natuurlik in my kop, of wat ek al neergeskryf het. So, sien net van blank af wat ek begin nie. Daar was goed wat my geïnspireer het oor 'n tydperk van 'n paar weke of maande. Jy's 'n storieverteller en jy vertel vir ons daai storie en ek het gemaak dat hulle gitare saambring vanaand, want ek is ook, soos wat ek 'n prentjie mens is ek 'n luistermens en ons gaan nog stories vertel met live performances op Groot FM 90.5, maar voordat ons nou net in 'n breek ingaan, daar's die heeltyd 'n liedjie van jou wat in my kop vassit die hele dag. En dit is nogals baie weird, want ek, glo dit of nie, ek was nie veronderstel om vanaand te werk nie. Maar hier kom die vuisgeveg nou weer uit. Ja. Niemand mag hom vat nie. Ek ry oor 3 ure Durban toe. O my genade. Ja, so ek op 'n manier pak ek die N1/N3 aan. En hier sit ons nou vanaand en jy het 'n song genaamd N1. O, N1, ja. Die storie eintlik oor daai liedjie. Ek was in 'n groep baie jare gelede, ek dink 2003-4, in 'n man soos Jan. En die ou wat saam met my in die groep was Hanno van Heerden. Hy was 'n ontsettende goeie liedjie-skrywer en hy het daai liedjie aanvanklik geskryf. En hy's oorlede, hy het kanker gekry en hy's oorlede, en ek het toe op daai stadium gevoel ek wil daai liedjie graag opneem en toe kom as 'n solo projek uitgebring. Daai tyd, maar net om half Hul dit te bring en die liedjie aan die lewe te hou. So, maar ja, dis een van my gunstelinge. Een van myne ook, en aangesien die N1 absoluut chaoties is met die G20, dis hy is ten minste veilig, daar's baie polisie op die pad, omdat hy nou papsop nat is met hierdie wolkbreek wat ervare is, of wat nou hierso neergestort het. Ek gevoel ons moet die N1 Groot FM te bring. Kyk right. Sy vat ons om vas. Hold fokus, hoof fokus, Ampie en Tuin vanaand hier in die ateljee, bly ingeskakel. Hulle gaan nou gitare optel. Vir nou, ons ry op die N1. 5 met my engel voor dit, Ampie met N1, en hy sit nie vas op die N1, hy is hier in die huis. Hoe lekker was dit om weer daai tune te hoor? Wat die ene? Jou oor die N1? Jou tune. Ook nog nou die Melkter kommissie Weet jy wat wat hy ek is ook, mal hoor? oor daai liedjie en ek het hom 300 jaar laas gehoor, so ek hou van hom, my engel. Nou, dit is regtig soos 'n regtig beautiful, soos terug in tyd. En dit wat Alt Fokus alles oor is. Ek sê altyd ek voel ek het die MK era gemis, ongelukkig. My ma het besluit om eers hulle self te leer ken en toe besluit hulle om my te kry. Ek hoor jy. So ek moet hom iewers te terugbring en dan bring ons hom vanaand op 'n donderdag aand terug. Yes. Nou voordat ons fokus op die liedjie, hele duet saam, Konfetti sonder kleur, wat toe ek die titel sien, dis ek so, ek gaan my breek. Hierdie gaan my breek op soveel maniere en luister ek ons van mission accomplished. Nee, Amper het nou net gesê dis amper Desember. Ons fokus op die Desember tunes. Jy wil net gou hê ek moet gou my kop weer in die regte rigting kry voordat ons fokus op die Desember tunes. Maar voordat ons eintlik verder gesels of verder sing vanaand, wil ek eintlik die gesprek begin oor hierdie liedjie. So ja, ons het nou vertel ingeskryf vir 'n kompetisie. Was veronderstel om net Ampies in te wees. Hy was ons kan nie net dit doen nie. Julle het by mekaar uitgekom. Maar Konfetti sonder kleur is 'n storie al klaar op sy eie. Hy het gesê daar is baie dieper betekenis. So Tuin, vir jou, wanneer dit kom by hierdie vrolike metafoor met hierdie somber onderlaag, waar in jou lewe sien jy jouself as jy hierdie titels hoor? Kom ons begin by hoe ek hom geskryf het. Dit was 'n Dinsdagoggend. En ek het hierdie crazy prentjie gekry ewe skielik van hierdie reus wat by 'n kinderpartytjie sit om so 'n ronde tafeltjie. Die kinders sit om hom en dan lyk dit asof hy iets so wil uitspoeg uit sy mond uit en dan kom dit uit. Dit bars so uit sy mond uit en dan sit konfetti. Maar dit is donker. Dit is swart en grys en lelik en die kinders skrik obviously want this is not normal. Nee. So friek uit en skree en dan in die hoekie langs hom sien ek toe so 'n klein dogtertjie wat haar hand so op sy groot been sit en vir hom sê dis okay. Ons kan dit optel en dan kan ons dit gaan verf en dan gaan alles okay wees.
En ek dog toe, wat is hierdie? En ek gaan tat my gitaar op en ek begin toe skryf. Net in die eerste vers, hier is ek, jou donker is okay met my en ek dog. Dit was 'n baie vreemde ervaring vir my. Waartoe gaan hierdie? Soos wat ek aanskryf, kom ek agter, o man, ek skryf vir Kobus de Kok Jr. hierdie sang. Hy was die leadsinger van die Black Cat Bones. En in daai tyd was ek ook maar op 'n baie donker plek en bietjie useless gewees. En ek dink en ook te skaam gewees om dit vir hom te speel. Ek speel toe nooit die sang vir hom nie en 3 maande daarna is hy toe oorlede. Ja. En vir lank het hierdie sang nou maar eintlik gehang. En toe ek nou besluit het om my lewe reg te ruk en my mind bietjie meer skoner is, oop kop. Ja, toe dink ek dit sal dit sou hom happy gemaak het as ons die sang actually uitbring. En dit het vir my baie genesing gebring in die hele proses ook. So dit is 'n baie special song vir my. Dis verskriklik mooi. Dit is weer eens daai vulnerability wat deurkom net weer eens om te wys. Dit is baie keer baie moeilik om kwesbaar te wees. Veral vir iemand wat hulle harte daar buite sit. Dan kry jy die mense wat dink hulle kan opinies daaroor lewe. So ek weet nie of dit al makliker geraak het nie. Raak dit al vir julle makliker om te sê, okay, ek het hierdie storie op my hart. Ek gaan dit met jou deel. Jy mag dit nie like, jy mag dit dalk nie like nie. En jy gaan moontlik vir my sê jy like dit nie, want mense dink ons hulle kan. En dan is daar ander mense wat sê, wow, jy het my gebreek. Word dit makliker? Ja, ek dink dis okay dat mense nie van jou musiek hou nie. Ek dink is baie dis maar die lekkerste ding as iemand aan my toe kan kom en sê, hoor jy, ek hou nie van daai liedjie nie. Dan ek love it. Want ek voel dis eerlik en ek voel nie ons almal het dieselfde smaak nie. Smaak verskil. Ons plekke waar ons is op die stadium in ons lewe verskil. Jy kan dalk nou relate met konfetti sonder kleur. As dit 5 jaar terug was, dalk was jy so, wat sê hierdie? Wat gaan aan? Ek sien glad nie die konsep nie. Ek verstaan, yes. Ja, so daar's 'n plek. Ja, maar daar's hulle net vir dom. alles. Asai, dankie. Of nie kreatief nie. Ampie quote van 2024. Ons is net dom. Nee, ek was nou al klaar kwaad toe jy net sê iemand kom sê vir jou hulle hou nie van daai liedjie nie. Ek dink dit is Bietjie belaglik want jy onaanvaarbaar, sê dit nee? nie vir iemand in sy gesig nie. Ek sal dit nie aanvaar nie. So hy's 'n beter mens as ek. Maar okay, so hoe hanteer jy nog steeds daai mense, die keyboard warriors en ook die mense wat by shows opdaag en sê, "Ek kom beter." Nee, gee die gitaar en sê okay, maar speel vir my iets beters dat ek hoor. Was daar oomblikke wat dit gebeur het vir jou? Nee, nie noodwendig nie. Okay, Nie so ons is veilig van Ampie af. As enigiemand dan luister, moet dit nie aan Ampie doen nie, asseblief, want ek wil nie die ene wees wat dit op WhatsApp kry en sê, "Nie dat ek het gedoen nie." Nee. Ek het 'n show gespeel wat daar 'n ou oomie heel voor kom sit het by die speaker. En ek sing nogal se hard. Yes. Vir alles met sy live performance in die dinge, verstaan jy? En nou sit hy hier voor my, heel voor, by die speaker. En dan wys hy vir my die hele tyd, "Jy maak gerus." Haai oom, dis 'n show en ons 'n speaker. Ek dink dit is hoe dit moet werk. Toe het ek halftyd nou baie polite. Ek meen dit is 'n ouer oomie, het ek vir hom gaan vra, "Wil meneer nie dalk dan net agtertoe skuif nie?" Vra wil meneer dalk nie loop nie. Of ja, maar hy wou toe nou nie. So toe het ek maar 'n bietjie myself net gedraai dat hy uit my oë uit is. Want steur dit Dis verskriklik. Ja, dis weird, dit vang jou oog en dan sit daai ek kan baie keer 'n tannie met die oom nou en jy kan sien sy het hom nou gesleep om nou hierdie nou te kom kyk. Ja. So hy sit daar dik back met 'n snor met 'n boepens en hy is nou nie happy met wat hy nou moet aanskou nie, maar jy moet sy hart wen, verstaan jy? So 'n lekker akoestiese Steve Hofmeyer liedjie en jy het hom in die sakkie. Dan ek sal nie sê hy lag hardop nie, maar hy smile ten minste. Dan is dit meer daai ding van daai interne, hier sit nou. Ja. Ons is nou rustig. Ja, maar gewoonlik, ja, aan die einde van die aand dan sal daai ou juis wat jy dink die kwaai ene was, sal na die tyd na jou toe kom en sê, hoorie, ek het die vertoning eintlik baie geniet. So partykeer nou goed. Ja, partykeer soms die mense ook ek vat dit vir myself of nee, ek klap glad nie hande. Ek gaan kyk partykeer baie min, maar as ek gaan kyk, ek's glad nie iemand wat hande klap nie en ek is ook glad nie iemand wat eers ek kyk en as dit klaar is dan dink ek in my kop, eers dit was nou goed of swak of wat ook al, maar ek klap nie hande nie. En dit voel intimiderend as mense na my show kom kyk en nie hande klap nie, maar ek doen presies dieselfde. So ek het al geleer om ja, maar jy hoor wat ek sê, ek het al geleer om dit nie te ernstig op te vat. As jy by 'n plek sing en 'n liedjie is klaar en geen mens
jy weet, spring op en af nie. Ek spring ook nie op en af nie. Ja. So, dit is wat dit is. Hulle doen dit innerlik. Ja. Maar ek wil graag vir jou hande klap vanaand hier op die show. So dis hoekom ek vra het dat jy 'n gitaar in jou hand druk. Wat bring jy tafel toe vanaand? Want ek weet maar ek wil graag hê jy moet dit baie mooi Ja, vir my ek dink sê. omdat jy nou sê alternatief en omdat ons nou by Groot FM is en eintlik baie pro-Afrikaans het ek gedink om vir ons 'n Engelse liedjie te bring. Dis sy, ek love it. Ja, en ek het jou eintlik gevra watter een van 'n paar en jy het spesifiek hierdie liedjie gekies wat nou maar Engels is. Yes. Maar ons is nou hier. Daar is 'n gedeelte van die show genaamd Alt Scene waar ons bietjie kyk wat gebeur in die scene van alternatief internasionaal. Graad ten minste een internasionale liedjie speel in die show. So in plaas van om net te speel op die stelsel, bring ek dit vir jou live. Okay, is ek die ou wat hom moet live Yes, speel? jy moet hom met live speel. No pressure. En is dit nou? Dis nou. Okay. Woe, julle kan aan dit klap. We'll do it all. Everything on our own. We don't need anything or anyone. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say how I feel. Those 3 words I said too much, but not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. Let's waste time chasing cars around our heads. Let's waste time chasing cars around our heads. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. It's all that I am, it's all that I ever was. Just
know that these things will never change for us at all. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Beautiful! Ek het hoendervleis. Letterlik, ek mag nie vir jou wys nie. Ek het op lanklaas gesing, dit was lekker. Ek is so bly, dit het gevoel of jy van 'n ander plek heen gegaan het. I just loved it. En ek staan en ek sê van, ek voel baie awkward om vir jou te kyk, maar ek gaan dit aanhou. Ja, maar dis ook ek sê ek jok as ek sê mens moenie inspirasie kry nie, want mens gaan in 'n zone in, dink ek. So dalk lieg ek oor hoe my goed werk. Dalk is dit in jou onderbewussyn. Ja, kom ons sê so. Mens weet net nooit nie. Tuin, ek gaan nie maak dat amper die enigste een is wat my name and fame is so nie. Jy het besluit om plaaslik te bly. En ek so bly daarvoor dat albei julle songs vanaand in die show inpas, want net soos ons kyk wat in die alt scene dan gaan, het ons ook 'n alt classic. Oh, cool. En ek dink vanaand sin joune pas by 'n alt classic. Maar mooi. Dit is een van my gunsteling liedjies en ek het nog altyd gesê ek voel sy moet vir my hierdie liedjie sing en sy het nooit nie. Maar is regtig okay. Toe besef ek my graad 4 Afrikaans juffrou speel in die musiekvideo en toe sê ek soos van hierdie is te persoonlik vir my. Kom ek sal dit vir jou sê. Daar sy. Sal jy my serenade? Hierso. Okay. Alt classic op Alt Fokus. Roep my in die rigting van haar hart, waar die wintervure brand en die nagte vir die somer lê en wag. Sy gitaar trane in die see, stuur haar woorde met die wind na die strande lang vergete smart. 4 seisoene kan by die winter in jou oë. Waar het ek jou verloor? 4 seisoene kan by die liefde in jou balans. Kyk jou oceane skalm. 4 seisoene kaart, 4 seisoene kaart. Stuur vir my 'n poskaart met die wind. Sy maak vir my 'n painting van die herfs as die akkerbome rus en die wolke soos vlamme oor ons waai. Sy stuur vir my 'n soet September geur as die boelaan lê en bloei met die somer wat klop hier aan my deur. 4 seisoene kan met die winter in jou oë. Waar het ek jou verloor? 4 seisoene kan met die liefde in jou palms. Kyk jou oceane skalm. 4 seisoene kan, 4 seisoene kan. Stuur vir my 'n poskaart met die waard, met die waard. Stuur vir my 'n poskaart met die waard. Oh wow. Ja.
Wat 'n fantastiese manier met die reën in die agtergrond en die warmte in ons harte en al daai mooi dinge saam. Dit is mos nou die perfekte noot om Alt Fokus mee af te sluit. Nee, eintlik nie. Die perfekte noot is konfetti sonder kleur. Ek dink dis die perfekte noot om dit mee af te sluit, maar hierdie was 'n perfekte opbou daartoe, né? Ja. Dis lekker. Maar kyk, ek moet vir jou sê, hierdie vrou, dit is hoekom ek gekies het om saam met haar te sing, want Wow. hoe dit klink sy. Nee? Ek kan nie, ek is so bly jy het jou pad weer teruggevind na musiek toe en die musiekindustrie, want ek dink daar's nog so baie stories wat jy vir ons harte gaan vertel en ek kan nie wag daarvoor nie. Dankie you're too kind. Volgende keer gaan dit 'n no offense Ampie Baan lief wees, maar volgende keer gaan dit 'n tuin exclusive wees hier op Alt Fokus. Doen hom met liefde, Dan mag jy terugkom en dan vertel oor jou journeys in die lewe. Ek sal terugkom as jy my terug wil hê. Enige tyd. Verskriklik baie dankie dat julle tot 9:00 toe in die aande uit huise is op 'n donderdag aand. Dit is 'n groot voorreg vir my om te kan sê 'n hoof fokus, 'n van formaat. Ons het die Alt Fokus, maar hierdie was ons hoof fokus, né? Nee? Dankie. Dankie, dit Dit was was lekker. Ek het dit geniet. Ek ook. Dankie. En ons moet vir die klankman ook ten minste dankie sê, Vico want dit is hierso. Ja, want Maisha. ek moet jou sê, ek doen redelik sulke goed by radiostasies en is altyd jy hoor nooit lekker nie, en ek het baie En ons lekker, is net fantasties, né? Ja, dis 'n kuns. Ons het net nou voor die tyd daaroor gepraat van hoe horrible dit partykeer is by party feeste om te sing, want dit klink net so swak. Yes. En ja, dit was nou lekker. Dankie. Ek het gemaak dat Vico oortyd werk, so ek dink dit het so pas vir my moet werk gemaak. Verskriklik baie dankie. Ampie en Tuin as ons hoof fokus vanaand se Alt Fokus. Ek gaan Durban toe ry oor die volgende 3 ure. Moet vir my nie pla nie. Chris staan vir my in om môre aand en Saterdag aand. Maandag is ek weer saam met jou op die Weekstaaf Vibes golf. Vir nou op so reënerige donker aand. Kort ons konfetti, maar ek voel dit moet sonder kleur wees. Wees 'n fees, wees 'n vibe en wees net jouself. Tot maandag toe, sit oor en uit. Sleep vibes. Bye! Groot FM 90.5